Goeiedag julle inwoners. Ons kuier in Pietberg en ons is vandag by 'n baie besonderse vrou en mamma wat ons almal gaan leer. Dis oukei om anders te wees. Hallo Landy. Hallo. Dis lekker om hier by jou te kuier. Dis lekker dat julle by my is, Anita. En ons oë geniet alles wat rondom in is. Want die meeste van die goed wat hier staan is deur haar eie hande gemaak en ons vier fees met ons oë na alles wat ons kyk. Ek waardeer. Landy, Yes. ons gesels vandag oor makskaap. Yes. Vertel gou vir die kykers, wat is makskaap? Makskaap. Makskaap is 'n hart. Ons stem vir die ander kinders. Ons is ouers van 'n dogter nou 15. Wat moet ek vir jou kyk? Jy kan daar kyk, jy ek kan daar vir my kyk, jy kan net kyk waar jy wil. Sy, is my moeilik om daar te praat. Kyk, Ek gaan vir nee. jou praat. Tans 15 en sy is gediagnoseer met globale ontwikkelingsagterstand. So ons uitdaging hier in die platteland is aanvanklik gewees vir terapie rondom haar. Nou wat sy ouer raak, is ons amper 'n volwassene in ons huis en gaan ons moet plek maak vir haar om ook te kan deel wees van samelewing. Ja. Hulle moet altyd aanpassings maak om deel te wees van ons, maar ek dink ons kan so 'n bietjie werk daaraan om vir hulle ook plek te maak In ons van ons lewens. kant af. Ja. Ja, so ons poog, die Here is welkom om iets heeltemal anders te kom doen. Vir nou is my hande besig met dit wat ek verstaan en waarvoor my hart oop om te doen. Maar ons hang nie klokke daaraan nie. Hy kan enige tyd koers kom verander, maar vir nou probeer ons spasie te maak vir hulle om ook te kan werk. Ons diens tans met produkte diens ons omgaan by skole om kinders bewus te maak van hierdie ander kinders. Hulle is ons toekomstige besigheidsmense wat dalk net 'n koffiewinkel kan oopmaak wat op 'n menu kan sit. Ons verkoop cappuccinos en nie cappuccinos. Ja, nee. En dat hulle kan deel wees en dat hulle dalk kan help die wat bevoeg is om te kan doen. Dis 'n baie wye veld, die ander kinders. Ons het die fisies gestremdes, ons het die blindes, die dowes, ons het dit is so 'n wye veld, maar vir hulle in ons situasie is sy magtig, is sy nie fisies gestremd nie, haar gestremdheid is kognitief. So sy is heeltemal bevoeg om iets te kan doen en iets te kan leer, maar sy gaan nie na haarself in 'n gewone samelewing kan kyk of werk kan vind, jy weet, op haar eie nie. So ons hart is dit, sy's vreeslik lief vir mense, so ons hoop om vir haar ook net 'n gemeenskapie te kan skep tussen 'n klomp wat in dieselfde situasie is, wat dieselfde uitdagings het, maar dat hulle nie eenkant hoef te wees nie. Dat ons vir hulle 'n veilige spasie skep waar mense kan kom en deel wees van hulle, want anders is net vreemd tot jy ietsie meer van weet. En ek sou ook nie geweet het nie, as ek nie so 'n dogter gehad het. Ek sou nie noodwendig daar gegaan krap het nie, maar dit is nou my wêreld. En ek is bevoorreg om anders te leer kyk deur haar oë na die lewe. Hulle het 'n ander manier en dit maak ons huis anders. Landy, is dit nie wonderlik dat die Here ons bietjie equip met wat ons nodig het vir daai dag, nie, né? Dis soos die Onse Vader gee ons vandag. Net vandag. Hoe het dit gekom in jou lewe? Wanneer het jy agtergekom dat jy 'n ander kind het? Anita, ons het eers so by 2 jaar definitief geweet, maar daar was van met haar geboorte af, was daar dinge wat gesukkel het, aanvanklik voeding, al haar mylpale het nie gebeur nie, of die wat gebeur het, het heel wat stadiger gebeur. Maar ons kon nie ons vinger lekker dadelik op het sit wat dit was nie, maar ons het geweet iets is anders. En voor ons nou by makskaap se storie kom, is daar enige iets wat jy met ander ouers of moeders wil deel rondom daai? Onthou jy kom nou nie net as 'n mamma nie. Jy kom nou as 'n vrou. Jy het ander kinders. Wat jy met die ander mammas kan deel. Anita,
die mense sê altyd die Here weet vir wie om sulke kinders te gee en ek dink nie ek stem noodwendig daarmee saam nie vir die rede. Niemand van ons het handleidings vir enige van ons kinders nie en ons word die ouers wat daai kinders nodig het. Want in dit is ons almal ten volle afhanklik van wysheid van God. Of jou kind baie begaafd is en of jou kind minder begaafd is soos ons, né? Ons het God elke minuut van die dag nodig, want hulle is eerste syne voordat hulle ons in is. Hy het hulle hier vir 'n roeping wat nie ons in is, wat syne is, en om by hom leiding te gaan soek. So ek was nie voorbevoeg om vir haar te kry nie, so in daai sin stem ek nie met daai woorde saam nie. Jy vra nou vir my as mamma raad. Ek het nie regtig raad want elkeen se situasie is so anders en ek kom in aanraking met mense wat my so humble maak, oumas en tannies wat hierdie kinders gaan optel, wat dit kies om hulle in te neem en na hulle te kyk wat baie keer baie meer uitdagend is as wat Betta vir ons is, wat fisiese hulp nodig het met doeke omruil en met masjiene en spesiale medikasies en dinge. Wat nog ekstra myle vat. Ek moet bieg, ek weet nie, sy's in my hande vir my gesit en ek sal alles doen wat ek kan om haar te help. Maar in besonder is daar daai vroue wat dit uit vrye keuse uit gaan doen en hulle wow my as ek na hulle humility en na hulle net onvoorwaardelike liefde kyk. En so ek wil vir jou by dit sê, as ek vir enige iemand raad, voel simpel om dit te sê, want ek dink nie ek is bevoeg om te doen nie, maar as ek kan raad gee, 2 dinge, gaan gee daai vrouens 'n druk. As jy kan help finansiëel, of as jy net hulle tyd vir hulle kan rek, stuur hulle vir 'n facial en kyk vir 'n uur na die kind. Sal ek sê, gaan help hulle, want hulle offer baie op, hulle dien meer as wat ek en jy op normale basis dien. En dan vra. Dis vir my so, die kinders gee eintlik nie om te sê, of die mammas gee eintlik nie om te sê wat fout is nie. Eerder as om te ignoreer. So baie keer dan staan sy, bestaan. Yes. Tannie, dan tik sy so en dan kyk hulle in die blou lig op, want hulle weet net nie wat om te sê nie. En ek verstaan dit heeltemal, ek sou ook nie geweet het nie. Maar hulle is glad nie gepla as jy met hulle net 'n bietjie engage, inteendeel. Jy gaan dalk net 'n mensie ontdek wat jy volgende keer gaan wil vasdruk, want hulle het soveel liefde om te gee en hulle sit daar. Was 'n engage, net kyk net af en sê net hallo daarvan af. Hulle sal sorg dat jy baie liefde kry. Natuurlijk. En so engage, nee.